Die voorreg is altyd so groot om jou te groet in die lieflike naam van Jesus en ook om die boodskap te deel soos hy op my hart gelê het. Ek wil vanoggend sê die opskrif van my boodskap is moenie jou doel vir geld verruil nie. En dit het gekom natuurlik na 'n tyd van gebed en ek vra die Here, ek het 4 boodskappe wat hier voor my lê, maar watter een is die een wat U die Here wil hê? En een in my oë val op die een, Matteus 27 vers 1 tot 10. Weet jy wat hier gebeur is? Judas verraai vir Jesus. Hy verkoop Jesus eintlik vir 30 stukke silwer. En hierdie mense wat Jesus wou verraai het Judas gebruik. Want weet jy, Judas het self dalk sy vingers in die geldkas gekry, omdat hy die een was wat die geld rondgedra het, en hy was een van Jesus se disippels gewees. Hy het gesien hoe Jesus mense genees, en hy het elke dag saam met Jesus rondbeweeg. Maar so was hy deur die bose oorval, dat hy sy doel nie kon sien nie. Hy het nie sy geestelike wag aangestel en geval vir hierdie leuns. En op die einde van die dag, na hy sy fout agtergekom het en besef het dat hy het verkeerd gedoen in onskuldige bloed vergiet, wou hy dit regmaak en die geld terugvat, maar dit was te laat. Hy het op die ou einde van die dag, het die mense wat hom genader het ook gesê, wat het met ons te doen? En hy het selfmoord gepleeg. Weet jy, as ons eerlik kan wees met God vanoggend, het jy al die Here Jesus Christus verraai? God se genade is so groot vir jou en vir my, maar soms doen ons dinge wat ons weet nie reg is nie. En ons laat dit maar so aangaan en ons probeer dit nooit regmaak nie. Weet jy, die enigste ware manier om dit reg te maak, is om berou in jou hart te kry, om Jesus Christus om vergifnis te vra en 'n pad saam met Jesus te begin stap, sodat jy nie weer kort voor lank op hierdie selfe pad afgaan nie en om weer verraai vir geld dalk nie. Dalk het jy 'n ware kind van die Here wat nog altyd net goed was vir jou. Dalk het jy hom verraai. Dalk het jy goed gedoen wat jy nie eers met ander mense wil bespreek nie, want so jammer voel jy, so skaam voel jy daaroor. Weet jy, vra eers vir Jesus om vergifnis. Vra vir hom om die krag te gee, vir jou die krag te gee om daai persoon om vergifnis te gaan vra. Getuig van die wonderdade en die wonderwerke in jou lewe wat Jesus gedoen het. Ek laat hierdie saak vanoggend by U. Pastoor Gary, Brood en Water 5 minute woord groete en weer dit net. Jesus is baie lief vir jou. Amen.